Vandag gaan ons 'n bietjie meer leer oor materie rondom ons. Daar is 'n link in die deskripsieboksie onder wat jy op kan druk en dan gaan dit jou na 'n video toe wys wat jou 'n bietjie meer sal leer oor wat ons vandag gaan bespreek. Reg, kom ons kyk na 'n paar sleutelwoorde. Smelt, wanneer 'n vaste stof hitte bykry sodat dit 'n vloeistof word. Verdamp, vloeistowwe kan na gasse verander. Kondenseer, wanneer gasse na vloeistowwe verander. En stol, wanneer 'n vloeistof hitte verloor sodat dit 'n vaste stof word. Kom ons kyk 'n bietjie na verandering van toestand. Die 3 materie toestande is vaste stof, vloeistof en gas. Ons het dit al reeds geleer. Wanneer 'n materiaal van 'n vloeistof na 'n vaste stof, van 'n vaste stof na 'n vloeistof, van 'n vloeistof na 'n gas, of van 'n gas na 'n vloeistof verander, sê ons dat die materiaal 'n verandering van toestand ondergaan het. So, as enige van daardie dinge na ietsie anders verander, vind 'n verandering basies plaas. Kom ons kyk na smelt. Dit is wanneer 'n vaste stof in 'n vloeistof verander. As vaste stowwe verhit word, kan hulle in vloeistowwe verander. So as ons hitte by 'n vaste stof sit, kan dit verander in 'n vloeistof. Byvoorbeeld, as ons hitte-energie by botter in 'n braaipan voeg, smelt dit en word 'n vloeistof. So botter is 'n vaste stof. Hy het 'n vaste vorm. Nou sit ons dit in 'n braaipan en daar's hitte wat van die stoof af of van die plaat af kom en dit veroorsaak dat die botter smelt, so dit raak 'n vloeistof. So dit is wat smelt basies beteken. Reg, kom ons kyk na hierdie foto. Dit is roomys smelt as dit warm is op 'n dag en dit word basies 'n vloeistof. Kom ons kyk wat beteken verdamp. Dit is wanneer 'n vloeistof in 'n gas verander. Wanneer vloeistowwe genoeg verhit word, kan hulle in gasse verander. Wanneer dit gebeur, sê ons dat die vloeistof verdamp. Vloeistowwe verdamp wanneer dit verhit word. Byvoorbeeld, as jy water in 'n vloeistofvorm verhit, verander dit na 'n gas wat waterdamp genoem word. Dink net vinnig daaraan. As jy aan 'n ketel dink, jy sit vloeistof binne die ketel, jy sit die ketel aan, daar kom hitte by, en dan sal jy sien bo die ketel is daar waterdamp. So dis basies vloeistof wat in 'n gas verander. Reg, kom ons kyk na hierdie foto. Die water in die nat wasgoed verdamp in die lug op warm dae. So as jy wasgoed hang, volgende keer as mamma of pappa wasgoed doen, dan gaan voel jy aan die klere. Jy sal voel dit is nog nat. Reg, daar is water daar. En dan as dit opgehang word en die son skyn, dan verdamp die water en die klere word droog. Kom ons kyk wat beteken kondenseer. Dit is wanneer 'n gas na 'n vloeistof verander. Wanneer 'n gas afkoel, vorm dit weer 'n vloeistof. Wanneer gas terug na 'n vloeistof verander, sê ons dit kondenseer. Gasse kondenseer wanneer hulle hitte verloor. So met die vorige terme wat ons bespreek het, was dit deeltyd as hulle hitte bykry. Kondenseer is as dit hitte verloor. Onthou, ons het gepraat oor 'n vloeistof wat 'n gas raak, dit het hitte bygekry, en nou vat ons daai hitte weg, so daai gas raak weer 'n vloeistof. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Wanneer jy op 'n koue dag uitasem, koel die waterdamp in jou asem af en kondenseer na water in 'n vloeistofvorm. Reg, hier is vir ons 'n voorbeeld. As jy in die kar sit en jy haal asem op die venster, dan sal jy sien dit maak sulke druppeltjies na 'n rukkie, maar dit is nou net as dit baie koud is. Reg, wat beteken stol? Dit is verandering van vloeistof na 'n vaste stof.
Reg, as vloeistowwe hitte verloor, koel hulle af en kan hulle na vaste stowwe verander. Byvoorbeeld, as jy water in die vrieskas sit, word dit 'n vaste stof. As jy die water 'n paar uur later uit die vrieskas haal, het dit in ys verander. Die water verander van 'n vloeistof na 'n vaste stof wanneer 'n mens dit verkoel. Ons sê die water stol. So as jy water in die yskas sit en dit vries, noem ons dit stol. Nie alle stowwe hoef egter in die yskas of vrieskas geplaas te word om te stol nie. Byvoorbeeld botter en margarien is teen kamertemperatuur vaste stowwe. Goed, daar's 'n prentjie van botter en sommige materiale sê hulle vir ons is kamertemperatuur 'n vaste stof. Reg. Dan doen jy vir my aktiwiteit 2, hulle sê vir ons, gebruik die woorde hieronder om die sinne oor verandering in die toestand van water te voltooi. So hulle gee vir jou opsies daar, hulle gee vir jou hitte, waterdamp, verloor, verdamp, smelt, water, kondenseer, stol en hitte. Jy moet daardie woorde vat en dit in die sinnetjies inplaas sodat die sinnetjies kan sin maak. Reg. Doen dit vir my, sodra jy dit klaar gedoen het, dan kan jy weer die video play en dan doen ons die antwoorde saam. Jy kan ook jou boekie gebruik om jou te help om die antwoorde te vind. Moenie net raai nie, as jy nie weet nie, soek vir die antwoord. Reg, voor ons by die antwoorde uitkom, kan ons aanbeweeg na vraagie 2. Hulle sê vir ons, verduidelik die volgende terme. Wat is 'n vaste stof? Wat is 'n vloeistof en wat is 'n gas? Reg, jy kan jou antwoord in jou boekie skryf en jy kan dit net so gaan neerskryf soos dit in jou boekie staan. Vraagie 3, identifiseer die materie toestand van die volgende voorwerpe. So onthou, daar's 3 materie toestande. Wat hierin is die prente? Wat is sunlight liquid? Wat is 'n klip of 'n rots? En C, wat is daardie gas wat daar so uitkom? Daar gee ek vir jou 'n antwoord. Reg, kom ons kyk na ons antwoorde. Reg, A. Ys smelt wanneer dit hitte bykry en vorm water. Water verdamp wanneer dit hitte bykry en vorm waterdamp. Water verdamp kondenseer wanneer dit hitte verloor en vorm water. Water stol wanneer dit hitte verloor en vorm ys. Kom ons kyk na antwoord nommer 2. 'n Vaste stof is 'n stof met 'n vaste vorm. 'n Vloeistof is 'n stof met geen vaste vorm nie en kan vloei. 'n Gas is 'n stof met geen vorm nie en kan vrylik rond beweeg. Dan identifiseer die toestande van die voorwerpe. Die eerste een is 'n vloeistof, die tweede een is 'n vaste stof en die derde een is, as jy my gehoor het ek die antwoord laat glip, is 'n gas.